Ek wil net so 'n woordjie sê oor hoe ek nou by vandag se tema uitgekom. Jy het nog nooit droog gemaak nie, né? Maar ek bedoel nou behoorlik droog gemaak. Ek staan my gereedskap in skoonmaak en werk en wat is die Afrikaans vir berings, oliesmeer en gries en al die goed. Nou sit ek en dink, as die Here my nou kom haal, wat dan? En ek besef, die Here moenie nou kom nie, want ek is nie reg nie. Kan ek jou vra, wat maak jy vandag hier? Hoekom is jy hier? En weet die antwoord? Plaas nie. Nie dat dit nie belangrik is nie, maar dit plaas nie. Want ons dink ons het gedeel met alles. En die Here is ons nou genadig en wie dit tref my, die dodelike erns van hierdie goed. As jy vandag doodgaan, waar maak jy jou oë oop? En jy moet nie dink ek is reg, of voel ek is reg. En nou loop my gedagtes nou met my weg. Sê nou die Here los my. Want ons het so liewe Jesus gemaak wat altyd genadig is en wat sê nou die Here los my. En nou sit ek en wonder oor daai woorde wat die Here Jesus gesê het. Dit is volbring. I've done it. Dis klaar. En toe gaan ek nou op so missie en ek vra vir mense, wat het die Here Jesus bedoel met dit is volbring? En ek kom agter en ek is nou 43 jaar al in die bediening. Ek kom agter dat baie min Christene verstaan daai woorde. Dit is volbring. Dit is afgehandel. Min Christene verstaan, wie is Jesus? Wat het hy kom doen? En die belangrike een, wie is ek in Jesus? Baie min Christene, ons bely hierdie goed met die kop, maar baie min Christene verstaan die ding van, wat het Jesus kom doen en wie is ek in Christus? En daarom wil ek hierdie diens vanmôre begin met hierdie ongelooflike woorde van Judas, hy het net die een hoofstukkie, vers 24 en 25. Kan ek gou vra, wie van julle is heilig? Ons verstaan nie wat het Jesus kom doen nie. En ons verstaan nie wie is ek in Jesus. Wie is ek in Jesus? Kyk hoe begin daai vers. Aan hom wat magtig is. Nou, wat beteken daai woordjie aan hom wat magtig is? Ek kan. En kyk wat sê hy. Aan hom wat magtig is,
om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek. Nou, Paulus skryf daai sinnetjie onbevlek in ander woorde in Kolossense 1. We gaan net nou daai teks toe terugkom. Ek staan nou hier, wat is vanmôre se datum? Die 14de, 6 minute oor 9. Ek staan nou voor God sonder vlek of rimpel en heilig. Ek staan voor God heilig. Oor daai woorde, dit is volbring. Kyk wat staan daar. Aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat sien. Nou, jy nou mooi kyk. Hy sê, ek sien nou sy heerlikheid. En net die volgende sinnetjie sê dat Jesus is die heerlikheid. En daardie Jesus is in my. Aan die enigste God ons verlosser, aan hom behoort die heerlikheid en die krag en die mag tot in alle ewigheid. Kyk daai woorde. Ook nou. Tot in alle ewigheid. Wie is ek in Jesus? Onbevlek in sy heerlikheid. Nou. En daarom wil ek hier oor ons uitspreek, hierdie seën van die Here. En dis nie 'n ritueeltjie wat ons nou deurgaan nie. As ek hierdie woorde van mag die Here nou oor ons die krag gee om hierdie goed te verstaan. En kyk daai woorde van Efesiërs 3. Kyk hoe werk God met sy kinders. Ek is nie rubbish nie. En die vraag is nie vanmôre of jy nou al droog gemaak het en of nog steeds droog maak nie. Wie is Christus en wie is ek in Christus? Kyk hoe werk God met sy kinders. En ek spreek daai seën oor ons uit, dat jy vanmôre kan weet, as ons hier sit en ons maak hierdie woord oop, is daar niks van die bose wat my deur mekaar kan maak nie. Want die seën van God is oor my. Want ek is in Christus. En vat hierdie blessing en sit dit in jou kop. Dis wat ek vanmôre hier maak, om hierdie goed te verstaan. Mag hy deur sy gees aan jou die krag gee om innerlik sterk te word. Kyk mooi. Dat jy in Christus gewortel en gegrondves sal wees. En mag jy in staat wees om te begryp hoe ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag jy sy liefde ken. Die liefde wat ons verstand te bowe gaan. Amen. Nou wat nou? Ek sit en dink toe ek 'n jong predikant was, het ons die orde van die diens het so geloop en almal het hom outomaties en dit het eintlik vir niemand iets beteken nie. As 'n mens hierdie goed hoor, dan mag jy niks verder doen voordat jy nie gebid het nie. En ons het gebed in die erediens het ons so 'n stukkie formaliteit gehad, wat ons oogies toemaak en dan gaan ons weer aan. As jy die seën van die Here hoor, dan moet jy antwoord. En ons antwoord net deur gebed. En ons kan nie aangaan met die erediens as ons nie gebid het nie. En ek het 'n gebed geskryf na aanleiding van Matteus 11, waar die Here Jesus sê, kom na my toe, almal wat moeg is. Almal wat droog gemaak het. Kom terug. En ek wil jou uitnooi om hierdie gebed saam met my te bid, en nie net oogies toe te maak en te dink aan die skaapbout wat jy net nou gaan eet nie.
Kan julle nog skaapbout bekostig? Kom bid saam met my. Here, my hart soek 'n blyplek. Want my lag is leeg en dit steek geheime weg. My hart gee voor, alles is reg. Maar ek maak planne om my skaamte weg te steek. My glimlag is plastiek en my leë gesprekke by leë vriende op leë plekke. Ek sukkel, Here. Ek probeer so hard om te wen en gee vroom dat ek dit reg kry. Maar ek verruil my kosbare eersgeboorte reg by u versonde wat in lekker proefpapiertjies toegedraai is. En ek val elke keer daarvoor. Ek vermors my kosbare geleenthede en ruil dit vir gespanne oomblikke se klatergoud. Here, hoor my tog. My hart soek 'n blyplek. Hoe sê u, Here, u het vir my hart 'n blyplek? Ek moet net mooi luister en kyk. Want u sê, as jy moeg is, ek verstaan hoe dit voel om so alleen te wees. U sê, ek sal jou vrag help dra, as jy my net sal toelaat om jou lief te hê. U sê, ek sal my arms rondom jou vou. Ek sal vir jou hart 'n blyplek gee, maar kyk mooi en luister fyn. Here, die goed is te swaar vir my om te dra. En u sê, kom los jou eie vrag en tel my juk op en loop hier langs my. Ek sal jou vashou. Here, ek het u in die steek gelaat. U sê, ek verwyd jou nie. Here, ek het seer gekry. En u sê, laat my toe om my genade salf oor jou stikkende plekke te smeer. Here, ek is verneder deur myself en ander. En u sê, tel jou kop op, jy is die appel van my oog. Here, ek het jou hand gelos. En u sê, nooit, ooit sal ek omdraai en wegstap en jou so los nie. Here, ek het perspektief verloor en ek is soos 'n blinde wat voel in die donker loop. En u sê, ek sal jou deur die donker te vat en jou deur die helder dag ook lei. Gee my net jou hand. Want ek vou my arms om jou en ek gee vir jou hart en lewe 'n blyplek. Dankie, Here. Ek in my hart loop langs u. Amen. Het jy gesien wat het jy nou bely in daai lied? Hy sal vir altyd in my bly. En dis waaroor ek vanmôre wil preek. Wie is Jesus? Wat het hy kom doen en wie is ek in Jesus? En ek wil dit doen aan die hand van net een versie. 1 Johannes 4 vers 4. Ek lees hom vir jou. Julle behoort aan God. Het jy dit gehoor? Julle behoort aan God, my liewe kinders.
julle het klaar oorwin. Finitum. Dit is 'n stuk finaliteit. Julle het klaar oorwin. Punt. En hierdie ongelooflike woorde. Want hy wat in julle is groter as hy wat in die wêreld is. En daai sinnetjie het nou in my kop kom kuier. Want hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. En daar is my tema. Sal ek dit ooit kan verstaan? Hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Nou, ons het gewoond geraak aan godsdienstige woorde. Ons het gewoond geraak aan godsdiens. Wat het jy ervaar toe ek hierdie woorde gelees het? Hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Want enerzijds weet ek, dat dit het waarskynlik nie eers 'n rimpeling veroorsaak nie. Want dis kerklike woorde wat ons nou al so baie gehoor het. Ons het gewoond geraak aan dit. So what? Anderzijds hoor ons hierdie goed so baie, dat ons het die krag daarvan verloor. En ons gebruik hierdie woorde, as ons mekaar wil bemoedig, vir mooi WhatsApp stuur, en sê ons moet sterk staan, want God bewaar ons, want die Here is sterker as die duiwel, en die duiwel sal ons nie onderkry nie. Maar Christene is nie altyd sterk nie. En die duiwel kry ons klokslag onder, en het gaan nie met ons goed nie. Ons weet nie mooi wat om met Jesus te doen nie. Ja, ons weet nie mooi wat om met Jesus te doen nie. En mag die Here deur hierdie woorde vanmôre 'n heilige vuur in ons aansteek. Hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. En ek wil daai goedjies, daai twee sinnetjies wil ek nou so stukkie vir stukkie oor praat. Wie is die hy wat in my is en wat het hy kom doen? Wat beteken dit om te sê hy is in my? En wie is die hy wat in die wêreld is? En wat beteken die goed? Want dit het fenominale betekenis. Kom ons begin met die eerste ene. Wie is die hy wat in my is? As daai woorde net so gelees word, is dit maar net 'n klompie letters. Maar as jy hierdie goed lees, kom ons sê daar's 'n geestesdimensie en hier is my lewe, my dimensie. As jy hierdie goed as geloofswoorde lees uit daardie dimensie en dit kom met hier na toe, is dit absoluut stunning wat daar staan. Dis awesome wat daar staan. Want dit kom net op een ding neer. Brute krag met 'n stuk, en hoor hierdie woorde, met 'n stuk finaliteit. Dis afgehandel. Dis klaar. Want as jy hierdie goed vanuit, mense, wat ek nou sê is my baie moeilik om hierdie goed te verduidelik, want ek is nie in daai dimensie nie, ek is 'n mens hierdie kant. En hoe praat ek as 'n mens oor God se dinge wat aan daai kant is? Maar as jy hierdie goed vanuit 'n geestesdimensie kyk, dan gaan dit hier oor net een ding. Jesus het gewen. En nie sommer net gewen nie. Hierdie Jesus het goed daar reg gekry
wat enorme betekenis hier het. En omdat het in 'n ander dimensie is hierdie goed, dis moeilik om dit in mensewoorde te verduidelik, maar kom ons begin, kom, ek gaan probeer. Kom ons begin by die heel begin. Punt nommer 1 daar. Ek is uitverkoop aan die sonde, heel aan die begin. En wat ek nou sê, dit het ek nou al geleer in die jare van die bediening, ek sê, praat dit tot ek blou is, en mense sê ja, en dan hoor hulle dit nie. Ek is uitverkoop aan die sonde. Want daar was aan die begin. Nou ek weet nie hoe die begin gewerk het nie, ek weet nie hoeveel mense daar was nie, ek weet nie hoe die skepping gewerk het nie, ek was nie daar nie. Maar daar was 'n man met die naam van Adam. En hy en God het so geleef. En toe kom daai man, nee, dis eintlik die vrou se skuld gewees, nee, soos altyd. Maar toe kom daai man, en hy draai sy rug op God, en hy stap weg, en hy gaan doen sy eie ding, en daar is die sonde. Sonde is nie verkeerde dinge nie. Dis nie om te rook en te drink en te vloek en rond te slaap en dit is die sonde nie. Sonde is 'n gat wat tussen God en mens gekom het. Die mens is weg van God af. God het weggestap. Hy wil niks met die mens te doen hê nie, want hy is heilig. Daar's nie 'n liewe Jesus wat sê, ag ek is maar lief vir jou en gaan maar aan met die sonde nie. Hierdie is 'n heilige God. Daar's hy, hier's die mens, dat 'n gat gekom. Romeine 3 sê, ons het almal gesondig, want ons is ver van God af. Ek is in daai kant gebore, ek het uit Adam uitgekom. Ek het die sonde geërf, ek is daar gebore. Ek is weg van God af. Ek is reguit op pad hel toe, al doen ek niks verkeerd nie. Ek is uitverkoop aan die sonde. Daar het 'n gat gekom. En daar's geen manier om terug te kom nie. Want hierdie God is heilig. Dit beteken hy sy rug op jou gedraai. Hy's heilig. Hy wil niks met sonde te doen hê nie. Hier's ek, die sondige mens. Ek kan nie. Want ek is nie, daar's 'n gat. Ek is weg, daar's geen manier om terug te kom nie. Die heilige God, die sondige mens. En hierdie heilige God, en hoor dit mooi, is woedend. Hy haat sonde. Hy soek bloed. Hy soek wraak. Daai God gaan dit doen met die mens. En die Bybel noem dit die hel. En daar gaan elke mens met sy eie bloed, met sy eie lewe. God vat bloed, hoekom bloed? Want bloed is lewe. Toe Adam weggestap het, toe verloor hy die mens sy lewe, en lewe betaal vir lewe. Bloed gaan betaal vir sonde. Ek sê, die boek Romeine en die boek Hebreërs gaan net oor dit. Ek gaan met bloed betaal vir my sonde. God vat lewe vir lewe. En toe kom die tweede ding. Die stunning ding wat genoem word genade. Die kloof. 'n deel van God word as 'n mens gebore. 'n deel van God wat ons noem Jesus, kom oor die gat, en hy word 'n mens soos ek. Hy kom oor na my kant toe. En hierdie Jesus word net soos ek. Nee, hoor dit. Hy word ek. As God my wil moker, dan kom hierdie Jesus en hy gaan staan reg voor my. En al die woede wat God oor my beleef, slaan hy na my. En Jesus gaan staan voor my, en hy slaan Jesus in my plek. En hy slaan hom dood, want ek moet dood. Jy sien, ek moet die dood ingaan om te gaan betaal. En toe gaan hierdie Jesus, leer Romeine 6 my, gaan hy namens my in die dood in. En hy sê, Paulus skryf daar, hy sê, toe Jesus sterf, toe sterf ek saam met hom. Het jy dit gehoor?
Toe Jesus sterf, toe sterf ek saam met hom. Toe Jesus opstaan, toe staan ek saam met hom op. Jesus word ek. Dit word genoem genade. Ongelooflik. En toe Jesus uit die dood uitklim, kom Johannes 11 en hy sê vir ons, Jesus sê, elkeen wat glo dat ek namens hom daar gaan betaal het, sal nooit weer die dood ingaan om te betaal nie. Dit is volbring. Dit is afgehandel. Maar kyk wat gebeur ook. As dit die dood daardie is, gaan Jesus die dood binne daai Vrydagmiddag. En die Satan, want die dood is die koninkryk van die duiwel. En die Satan vat die Here Jesus vas en hy sê, ek het God gewen. Hy is in my koninkryk. Ek het hom. Maar die blikskottel het nie geweet wat kom nie. Want toe gebeur hierdie ding. Die magic. Hy bly nie dood nie. Hy klim uit die dood uit. En daai 3 woorde is die derde enetjie. Daai 3 woorde. Jesus het opgestaan. Is die woorde waaroor die hele Christelike geloof gaan. Want die opstanding het eenvoudig alles verander. Daardie opstanding het ongelooflike betekenis. En ek kan met jou, as jy my nou los, praat ek met jou tot môreoggend toe oor wat die opstanding alles beteken. Ek wil net 3 goedjies noem. Toe Jesus opstaan, beteken dit dat ek het nou 'n lewe saam met Christus. Ek en Christus is nou so. Ek het 'n lewe saam met Christus. Toe Jesus uit die dood uitklim, ek gaan nooit weer die dood in om te gaan betaal nie. Want Jesus het opgestaan. Jy sit van enetjie terug asseblief, Elise. Ek het saam met, kyk hy woorde van Romeine 6 vers 8. Ons het saam met Christus gesterwe. Daarom glo ons ook dat ons saam met hom sal leef. Sien jy, ek het 'n lewe saam met Christus. Dit is my voorland, dit is my reg. Toe Jesus sterf, toe sterf ek saam met hom. Toe hy opstaan, kyk die tweede ene. Het die duiwel mag? Kom, antwoord my. Want ons sê sulke snert, soos die duiwel is magtig, maar God is almagtig. Waar lees jy dit in die Bybel? Toe Jesus uit die dood uitklim, kyk daai woorde van Kolossense 2, eerste enetjie. Hy het elke, daar staan, dat die bloed van Christus, met sy opstanding, hy het elke mag en gesag ontwapen. Toe Jesus uit die dood uitklim, toe breek hy daai ding oop en hy sê, daai ding het geen mag meer oor dit nie, oor my nie. En kyk die woorde van 1 Johannes 3 vers 8. Die Seun van God het gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Kyk wat het die opstanding gedoen. Daar buitekant kan die duiwel maak net wat hy wil. Maar oor my as 'n gelowige, met Christus wat in my is elke mag en gesag van Satan is gebreek. Want Jesus het opgestaan. Jy sien, daar is nie nog goed, ek moet nou die magte gaan breek en ek moet nou, met Christus wat in my is, het die Satan sy houvas op my verloor. En die derde ding wat die opstanding gedoen het is, ek het God se wenner geword. Ek is nie 'n patetiese sondaar nie. Terloops, nêrens in die Bybel staan dat 'n kind van God is 'n sondaar nie. En ek vra nie of jy sonde doen nie. Dis nie die vraag nie. Hoe sien God jou?
Daardie oorwinnende Jesus wat opgestaan het, is in my. Dit beteken ek is God se wenner. En ek word nie 'n wenner as ek sekere goed begin regkry, of op 'n standaard kom, of sekere dinge nou doen en nie meer doen nie. En die oorwinnende Jesus is in my, want hy is die wenner, dit maak my die wenner. En wat my betref, een van die mees ongelooflike woorde in die Bybel, is daai woorde van 2 Petrus 1 vers 4. Ek en Jesus het dieselfde status. Kyk wat staan daar. Ons het deel gekry aan Jesus se goddelike natuur. Jo. Kyk mooi. Ek het deel gekry aan Jesus se goddelike natuur. Hier staan Jesus. In 'n sekere sin nou. In 'n status, dis my status, ek het deel gekry aan sy goddelike natuur. 'n Status is 'n ding wat ek het. Gaan dit nie verloor nie. Dis nie as jy mooi loop, as jy in, as jy fout maak, as jy uit, as jy reg maak, as jy in, as jy fout maak, as jy uit nie. Ek het hierdie ding, want hierdie Jesus is in my. Nou kom ons kom nou by die tweede ene. Wat beteken dit om te sê, Jesus is in my? Net dit wat dit sê, letterlik. Hy is in my in. Jesus is nie 'n teorie nie. Hierdie Jesus, wat met die sonde gedeel het jy dit gehoor? Hy het met die sonde gedeel. Hebreërs 4 leer my, dat hy die sonde afgehandel in sy liggaam. Hierdie Jesus, wat met die sonde gedeel het, wat alles wat ruik na die hel, sy mag gebreek het, hierdie Jesus is nou in my in. Hy is in my hande. Ek kan nie vat wat ek wil nie. Hy is in my mond, hy is in my oë, hy is in my ore, hy is in my kop. Galasiërs 2 leer vir ons, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Hy is letterlik in my. Maar hy is 'n uitdruklike voorwaarde aan verbonde. En jy kan nou vanmôre hierdie woorde hoor, en jy kan dit selfs nasê, maar as jy hierdie voorwaarde nie nagekom het nie, het jy niks. As jy die voorwaarde nagekom het, het jy alles. As jy nie op die punt in jou lewe gekom het, waar jy bewustelik onder hierdie bloed van die Here Jesus ingeklim het nie, en hom toegelaat het om in jou in te kom nie, as jy hom nie, as jy hierdie awesome, oorwinnende Jesus nie die Here van jou lewe gemaak het nie, as jy nie van een koninkryk na die ander koninkryk toe oorgegaan het nie, as jy nie uit die gat uitgeklim het en hier saam met God gekom het nie, het jy niks nie. Maar as jy dit gedoen het, leer Romeine 1 my, die regverdige word deur sy geloof gered. Dan het jy alles. En mense, om te sê, hierdie Jesus is nou in my, dit maak nie van my 'n perfekte mens nie. Want daar is nie so iets soos 'n perfekte mens nie. Maar dit maak van my een wat genade verstaan. Die oorwinnende, heilige Jesus is in my. En nou kom die goed. Met hierdie Jesus in my, dit het daar betekenis in die geesteswêreld, en dit het hier betekenis. Kom ons begin daar. Die betekenis daar, die eerste enetjie. God sien my as heilig. Nie omdat ek oulik is nie, want ek is nie. Maar daardie Jesus, wat heilig is in my,
En nou sê, ek het nou nie die tekst daarby nie. Kolossense 1 vers 20 sê, ek staan nou voor God sonder vlek of rimpel en heilig. God sien my as heilig. Want hy sien die heilige Christus. En dit word genoem genade. Tweede ding. Jesus is die oorwinnaar. Dit maak my 'n oorwinnaar. En hy skryf dit so in Romeine 8, wat hy sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat my liefhet. Ek word nie 'n wenner soos wat ek in die goed ingroei nie. Ek is dit. Ek is daar, sien God my as die wenner. Ek kan so leef. En dis my status. Dit beteken, ek verloor dit nie. Ek het dit. Die derde ding wat dit daar beteken. Jesus het met die sonde gedeel. Hy sê dit afgehandel. Dat is voor betaal. Dit beteken, ek deel ook met die sonde. Nee, dit beteken, ek het ook met die sonde gedeel. Toe ons in Johannes 4 begin lees, toe staan daar, hy sê, my liewe kinders, julle het reeds oorwin. En as Jesus met die sonde gedeel het, dan beteken dit, ek kan na God kyk en sê, Here, ek deel ook met die sonde. Ek kan in die naam van hom wat opgestaan het, in die gesag wat in sy naam is, kan ek die sonde beheer. Ek kan opstaan. En het word genoem genade. En die belangrike ene, en later as my dood kom, en myne is nou nie meer 100 jaar nie, dan weet ek, as ek oorstap na die dood toe, is ek nog steeds in Jesus se wenner, en dan stap ek oor na daardie koninkryk toe. Want die klag staat teen my, is vernietig, daar is nie eers meer 'n aanklag teen my nie. Romeine 8 sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Ek weet waarheen ek gaan as ek doodgaan. En God noem dit genade. Maar dit het daar betekenis. Maar hier, in ons eie wêreld, hierso, draai ons hierdie goed op ons koppe. En om die een of ander rede kan en wil ons hier in ons lewens nie die impak van hierdie goed verstaan nie. Ons wil dit nie vat nie, ons sukkel om nie te leef, want ons verstaan dit nie. Kan ek 'n paar voorbeelde noem, van hoe draai ons hierdie goed op sy kop? Die eerste enetjie daar is, ons sê, ek is maar net 'n arme sondaar. Ek is maar net 'n arme swakke mens. Waar lees jy dit in die Bybel, dat 'n kind van God is 'n swak mens? Dit staan nie in die Bybel nie. Kry jou kop skoon. Kyk wat staan in 2 Korintiërs 5. Iemand wat aan Christus behoort, word in die volgende 6 maande 'n nuwe mens. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Dis tyd dat ons soos nuwe mense begin kar bestuur en koffie drink en kinders grootmaak en finansies uitsorteer en goed in die oë kyk en wat ook al. Ek is in God se oë 'n nuwe mens. Nog 'n voorbeeldjie van hoe draai ons hierdie goed op hulle koppe. Veral as jy ons nou droog gemaak het, dan wil jy vir die sonde gaan boet. En so sommer ander mense ook vir hulle sondes ook nou laat boet. Waar staan in die Bybel dat jy moet die sonde gaan uitsorteer? En ek marginaliseer nie sonde en sê jy kan maar doen wat jy wil nie, hoor. Dis glad nie wat ek sê nie. Maar waar staan in die Bybel dat ek moet die sonde gaan uitsorteer?
Ons word verwoes deur hierdie goed. En dan glo ons hierdie leuen van ek kan nie die sonde uitsorteer nie. Romeine 6 sê, die sondige mens wat ek was, is saam met Christus gekruisig, sodat my sondige bestaan tot 'n einde gekom het. Ek moet met die sonde gaan deel, kyk Romeine 8, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En hulle het Paulus al van die ding beskuldig, so jy sê ons kan maak net wat ons wil. Romeine 7 dan sê hy nee, gewis nie staan daar. Wanneer wat so praat ken nie die Here nie. Maar my sonde is uitgeboet aan die kruis. Nog 'n ding, voorbeeldjie hoe ons hierdie goed op sy kop keer. Ons sê, die duiwel is so magtig, maar gelukkig is God sterker. Waar lees jy dit in die Bybel dat die duiwel magtig is? Waar lees jy in die Bybel dat ek moet die duiwel gaan beklei? Ek kan nie die duiwel beklei, daar is nie 'n manier wat ek die blikskorrel kan beklei nie. Maar die Here Jesus het opgestaan. En Jakobus 4 kom en hy sê, weerstaan die duiwel, dan sal hy van jou wegvlug. Ek beklei nie die duiwel nie, ek kan nie, maar die Here Jesus wat opgestaan het, wat in my is, hy het hierdie mag van hierdie ding oor my gebreek. Nog 'n ding oor ons op sy kop keer, en ek kan blou stype kry as ek hoor hoe mense hierdie vreeslik vroom hierdie goedjies. Ons pak al die verantwoordelikheid op die Here. Dan sê ons vir die Here, ag Here, maak my heilig asseblief. Here, gee vir my die krag asseblief. Die Here sê, ek het jou die krag gegee. Vat dit nou gaan leef daarmee. Oor bid ons, Here, gee vir my wysheid asseblief. 1 Korintiërs 1 staan hierdie woorde. Jesus is die wysheid van God. Hy is in my. Ek het God se wysheid, ek het God se krag gekry, ek het God se heiligmaking gekry, ek moet dit vat, ek moet dit gaan ontwikkel, en ek moet daarmee leef. Moenie die verantwoordelikheid op die Here afpak nie. Hy het opgestaan, jy moet daarmee leef. Jy sien, ons het in ons elke dag se lewe, het ons van Jesus so 'n middelmatige speler gemaak, want ons verstaan nie wat dit hy kom doen nie. Ons draai Jesus se oorwinning op sy kop. En die gevolg is, dat ons leef as 'n klomp godsdienstige losers. Ons het hierdie goed. Hy is in my in. Ek moet dit gebruik. Kom ons kom by die laaste ene. Wie is die hy wat in die wêreld is? En wat ek nou sê is 'n geloofsuitspraak, ek kan dit nie bewys nie. Maar ek het al ervarings met hierdie ding gehad wat my hare laat rys het. Ek glo in 'n persoonlike duiwel. Wat met sy gevalle engele, of sy demone op hierdie aarde is. Ek glo dat hulle die kinders van God se koppe deurmekaar maak, omdat hulle boos is. Want hulle belieg ons. En hulle wil alles wat nie van God afkom nie, wil hulle vir ons so vroom en mooi maak. En dan vertel hulle vir jou, dat hierdie oorwinning van Jesus, is net 'n mooi ideaal. En jy gaan dit dalk eendag, gaan jy dit dalk miskien kan regkry. Maar dit is eintlik net 'n onbereikbare ideaal. En jy kan maar net probeer om so te leef. En dan vertel hulle ook vir jou, jy is eintlik te sleg om dit reg te kry. En as jy jou kop nou mooi deurmekaar het, dan hou hulle aan om jou te vertel,
Jy kan nie by hierdie goed uitkom nie, dit werk nie vir jou nie. En dan jaag hulle jou met skuldgevoelens. En dan sê hulle vir jou, Jesus se dinge werk nie vir jou nie. En dan bring hy jou op die plek wat hy vir jou sê, en nou gaan die Here jou los. Jy het dit verloor. Hulle lieg vir jou. Want Jesus het opgestaan en hy het elke stukkie ketting waarmee hulle my gebind het Jesus met sy opstanding gebreek. En dat hierdie Jesus wat in my is, groter is as hy wat in die wêreld is, het enorme praktiese betekenis. Asseblief hoor hierdie sin. Leer om te leef vanuit jou oorwinning uit die geesteswêreld uit. En nie vanuit jou gesukkel en jou mislukkings nie. Hierdie goed het enorme betekenis. Net twee goed sê. Dit het betekenis vir dinge wat my oplig en wat my hoop gee en wat my herstel. En dit het ook betekenis vir dinge wat my bang en benoud maak. Dit het betekenis vir goed wat vir my hoop gee, wat my herstel. En die eerste enetjie is genade. Is jy wakker? As jy val, dan val jy as 'n kind van God. En jy staan op as 'n kind van God. Jy is nie rubbish nie. En hierdie God het gesê in genade, niks sal jou uit my hande uitruk nie. As ek val, dan sien die Vader nie hierdie ellendige, moedswillige mens wat net val nie. Maar hy sien hierdie Jesus wat die wenner is in my. Dan staan jy op. Ek kan opstaan. Tweede enetjie, dit gee vir my brute krag. Met Jesus wat in my is, kan ek leef. Want geen sonde is groter as dit wat Jesus gedoen het nie. En geen gevallery van my maak my minder 'n kind van God nie. En weer 'n keer ek marginaliseer nie die sonde en sê kan maar maak wat jy wil nie. My sonde maak nie dat God my minder lief het nie. Staan dan op. Dit geef my gesag. Ek het die krag en ek het die mag oor die magte van die bose. Daar's demoniese goed wat vir my lieg. En hulle sit hierdie drang in my om verkeerd goed te doen. Omdat dit my emosies werk. En as dit gebeur het en jy hardloop jou emosies weg, dan lieg hulle nog verder vir jou. Nee, omdat jy in Jesus is, het jy die mag en die krag en die gesag oor die magte van die bose. Jy heers oor hulle heers nie oor jou nie. Staan dan op. En dit gee vir my persoonlike oorwinning. Jy kan nee sê vir goed wat verkeerd is wat na jou toe kom. Jy kan nee sê. En jy kan ja sê vir die dinge van God. Jy kan patroonsondes breek. Jy kan hierdie geheime goed wat jy wegsteek, kan jy stop. Jy kan verslawings breek. Jy kan dit oorwin. Jy kan dit beheer. Maar die goed het ook betekenis vir die dinge wat my bang en benoud maak. Hierdie Jesus wat in jou is, sê Efesiërs 6, is soos 'n skild wat rondom jou is.
En as jy vandag swaar trek, hoor dit, as jy vandag swaar trek, tel jou kop op. Raak rustig. Jy is nie alleen nie. Jy is nie alleen nie. Maar in die tweede plek, as jy vanmôre met goed sit, wat teen die wil van God ingaan, as jy moedswillig is, hierdie Jesus is soos 'n skild wat so rondom jou is, as jy met verkeerde goed speel, moet jy weet, jy maak daai skild oop. En jy gee vir die duiwel toegang tot jou lewe. En jy laat magte en goed in jou lewe toe wat jy nie kan beheer nie. Jy gaan seer kry. Dan moet jy daardie goed gaan bely en jy moet daardie goed breek sodat die Here Jesus jou kan beskerm. En hy laaste sinnetjie wat daar staan, ek wens ek hoef dit nie te sê nie. As jy dinge doen wat teen God se heiligheid ingaan, moet jy besef, jy doen daai goed saam met die Here Jesus wat in jou is. En jy dwing hom om saam met jou goed te gaan vat of te kyk of te praat of te luister. En dit kan mos nie. En jy kan opstaan en jy kan sê nee. En die Here noem hierdie goed genade. En die Here maak ons oë oop, dat ons hierdie ding kan verstaan, dat hy wat in my bly, is sterker as hy wat in die wêreld is. Amen. En die nagmaal, nie wag, eers bid. En dis nie oogies toemaak en bid nie. Jy en die Here het vanmôre 'n afspraak. En jy weet wat lê die Here op jou hart nou. Wat moet in en wat moet uit. En waarvoor moet jy opstaan? En watter koersaanpassings jy moet maak of hoe ook al. Jy weet presies wat die Here vir jou sê. Ek kan nie daai gebed vir jou bid nie. En om hier te staan en 'n mooi algemene gebedjie te bid is baie mooi en is baie vroom, maar dit beteken niks nie. Jy het vanmôre afspraak met die Here. En ek gaan vir jou 'n paar oomblikke kans gee. En jy maak daar die belydenis saam met die Here. En dan sal ek vir ons afsluit met 'n gebed en dan gaan ons voort met die nagmaal. Here, dankie vir genade. Sal ek dit ooit kan verstaan, maar dankie vir genade. En dankie dat U my waardig ag om as 'n kind van God te leef. Dankie Here Jesus dat U in my plek in die dood ingegaan het. En dankie dat ek saam met U opgestaan het.
En Gees van God kom trap vir ons hierdie voetspore uit, om saam met U te loop. Want nooit, ooit, wil ek in my eie krag loop nie. Ek kan nie. En dankie Here, dat U my nooit alleen los nie. Nie eers tot aan die uiterstes van die aarde nie. Amen. En die nagmaal is die bevestiging van ek glo in Hom wat opgestaan het. En hierdie nagmaal, as dit nou vir perfekte mense bedoel was, kan ons vanmôre huis toe gegaan het, nie een van ons kan hierdie nagmaal gebruik nie. Maar is nie vir perfekte mense nie, is vir mense wat genade verstaan. En ek wil daai 4 dingetjies uithaal wat in die ou nagmaalsformulier gestaan het. Hierdie ding is 'n toekomsmaal. So seker wat ek hom hier gebruik, gaan ek eendag daar saam met hom hierdie ding gebruik. Hy het die aand voor sy dood so gesê. Hierdie ding is 'n waarborg. So seker as wat jy sien hierdie brood is gebreek. So seker kan jy weet, sy liggaam is gebreek, sodat my liggaam nooit weer gebreek gaan word nie. En so seker as wat jy sien, dat ek hierdie ding, so seker as wat jy dit sien uitloop, kan jy weet, die bloed van die Here Jesus het vir my geloop, sodat my bloed nooit weer gaan loop vir die sonde nie. Dis 'n waarborg. Dis 'n vreugdesmaal. Met respek nou gesê. Ek weet ek is gered. 'n Wynboer het eendag vir my gesê, hoekom het die Here Jesus wyn gebruik? Toe sê hy vir my, vat 'n sluk soet wyn en kyk of jy met 'n dik bek kan rondloop. Toe gaan kyk ek, toe kom ek agter, dis wragtig waar. Jy kan nie 'n sluk soet wyn vat en met 'n dik bek rondloop nie. Jy kry 'n glimlag. Hier is 'n vreugdesmaal. Ek is bly die Here het my gered. En dis 'n herinneringsmaal. Ek kyk terug. Die eerste een is ek kyk vorentoe. Die eerste een ek kyk. Tweede een ek kyk in my in. Die derde een kyk rondom my. Ek is bly. Die laaste een ek kyk terug. Ek onthou. Hierdie ding laat my onthou. Kyk wat het hy vir my gedoen. En die vreugde is, ek het dit saam met hom gedoen. Ek kan. En hierdie brood wat ons breek, herinner my daaraan, dat sy liggaam vir my gebreek is. En hierdie slukkie wyn wat ek vat, herinner my daaraan. Sy bloed het vir my geloop. Kom kry vir julle. En hierdie is die hoogtepunt van hierdie diens. Die blessing van die Here. Kyk hoe werk God met sy kinders. Nie kry jou ry nie. Hy sê, kom ons gaan doen die ding. En ek het hom gekies uit Deuteronomium 31 uit. Josua moet die land gaan inneem. Hy het nie 'n weermag nie, hy weet nie hoe nie. En die Here sê vir hom, gaan, neem die land in. Gaan doen jou ding, gaan nou weer uit en gaan doen jou ding. Want die Here gaan voor jou uit. Nou wat beteken dit? Die Here sê, ek is al in môre. Jy kan maar kom. Want ek sê jou nooit alleen los nie. En vat hierdie blessing en gaan leef daarmee. Die Here sal voor jou uitgaan. Die Here sal by jou wees. Die Here sal jou nie in die steek laat nie. Die Here sal jou nooit alleen los nie. Moenie bang wees nie en moenie skrik nie.
Amen. Laat dit so wees.